Hartlike goeiemôre en dan aan elkeen van julle wat vanmôre op gekom het om vanmôre tyd te maak om die woord van die Here te kan ontvang vanmôre op hierdie wonderlike Sondagmôre. Nou ons is weer nie aan kerk nie of by kerk nie of gebou nie. Nie dat die woord kerk regtig in die Bybel voorkom nie, maar ons is nie in samekoms in Derby nie, weens die floods, reën. So, ons plek is weer bietjie bespoeld en verspoeld. Maar oukies, dit maak nie dat ons nie in hierdie dag by mekaar kom en nog steeds die Here lekker lof en eer gee en aanbidding nie. So aan die huis is ons nie baie nie, ons is maar net so 5 of wat, saam met die honde en so aan en die katte, is dit 50-50, so dis goed. Maar ek sê dan ook welkom vir Jean en haar seun wat ook vanmôre hier saam met ons is. En geliefdes, u wat daar by die huis is, vanmôre het ons 'n baie ernstige woord. Het ek 'n ernstige woord net om af te lewer, miskien 'n paar dingetjies wat ek jou moontlik bietjie gaan skok in jou denke, en waar jy partyke dinge negatief sien, sal dit bietjie vir jou vandag, sal dit vir jou antwoord gee, hoekom jy so in hierdie lewe moet partykeer deurgaan en 'n struggle deurgaan. En vandag gaan jy jou antwoord kry, want daar was 'n man gewees, sy naam was Paulus, 'n man van God, die apostel, en hy het 3/4 van die Bybel geskryf in die Nuwe Testament. En ons weet, die dag toe die Here hom roep, en die Here hom ontmoet op die pad van Damaskus, weet ons wat het daar gebeur. Ons weet hoe die Here hom gegryp het, en hy selfs daar met blindheid geslaan is, totdat hy Ananias ontmoet het, wat verder die hande opgelê het, en hom gesalf het, selfs gedoop het, glo ek, en Paulus toe in sy ministry inbeweeg het. Was hierdie man van God ook aangesê, dat, dit is nie sy straf nie, maar, wil dit nie sien as straf nie, maar jy weet hoe het hy die gemeentes van God vervolg, en al hierdie dinge, en sê die Here vir hom, Paulus, kom hier, want ek gaan vir jou wys hoe groot ek jou gaan gebruik as 'n kragtige instrument in my hand, maar ek gaan jou ook wys hoe gaan jy vir my ly en verdruk word. En hy kon net daar gesê het, nee, ek sien nie kans vir dit nie. Ek sien nie kans vir die smart en die pyn wat ek eintlik vir ander toegedoen het, dat so iets oor my kom nie. Maar ja, daar's niemand wat in hierdie lewe sal gevrywaar sal word van verdrukking en vervolging nie. Geliefdes, dit was net vandag die inleiding, want ons boodskap gaan vanmôre oor 'n man as voorbeeld, Paulus. En kom ek vra net dat ons saam bid vanmôre. Hemelse Vader, baie dankie vanmôre dat u heilige goddelike heerlikheid by ons is en dat u naam geheilig sal word in die volgende uur of 3/4 uur wat u met ons intens wil spandeer. Vader, ek wil bid dat u my sal aangryp, my sal arresteer in die geestelike, en Here, dat u my denke aan sal gryp. Gebruik my denke, gebruik die woorde van my mond. Vader, gebruik net my tong, asseblief laat die woorde u woorde is. En hier ook al hier spreek, Here, dat dit hier sal aangryp en mense sal aangryp, hierdie woord, Here, en hulle anderse sal dink, Here, en die vraag wat hulle so baie vra, Here, ook oor waarom, Here, het u vir ons die Satan toegelaat, dat daar dorings in ons vlees gegee is, Here, hoekom moet ons sit met al hierdie pyn, en teiker met al hierdie ongemak in ons lewens, Here, hoekom kan ons nie vry wees nie, hoekom kan ons nie los wees daarvan nie, en Here, dan gee u woord vir ons eintlik die antwoord, hoekom u dit nie gaan toelaat nie. Vader, liewer eerder sal ons u in die gees dien, en nie let op die vleeslike nie, maar ons dankie, Here, vir die vleeslike, so wat ons daarin ook, Here,
ons roem en verheerliking in u naam kan ontvang. Vader, hier op die groepie vanmôre, hier op die Facebook Parakletos, wil ek algeheel ook uitgaan, Here, wanneer dit uitgaan, dink ons aan pastoor Dion Allers vanmôre, Here, my broer ook in die gees, wat ook, die dokters weet nie presies nie, maar ek weet, u weet, en Vader, dat elke hartklep en elke hartaartjie sy roete sal vind en sal oopgaan, en dat die hande van die dokters en die spesialiste wat aan hom werk, Here, dat dit so sal af. Ek glo ook, Here, dat dit mooi afgeloop het en dit nog beter gaan afloop. En Here, dat ons spoediglik vir pastoor Dion sal terugsien op die kansel en onder die werksaamheid van waarvoor u hom geroep het, ook vir ons. Dankie Vader vir hierdie oomblik in Christus Jesus naam. So geliefdes, dan vanmôre is daar my temaatjie is vanmôre handrem van beskerming. Handrem van beskerming in my gegewe doring in die vlees. Deur God toegelaat, deur sy toelaatbare wil, en selfs hier Satan toegelaat het om sy werk te kan doen, maar nie, Here, vir die groter doel nie. So handrem van beskerming, die doring in my vlees het God toegelaat en 'n handrem daar gesit van beskerming as voordeel tot sy heerlikheid. En ons skrifgedeeltetjies vanmôre gaan ons bietjie lees uit 2 Korintiërs 12 uit, die gedeelte van Paulus ook. Ons gaan vanmôre ook skrifgedeeltetjies lees, so wat jy bietjie kan verstaan, maar ek wil nie te veel let op die gedeelte van Romeine 7 wat jy ook dan kan verstaan, dat daar is 2 nature wat in die mens is, die een behoort aan God, en die ander ene is die vleeslike uitverkoping onder die mag van sonde, wat nie meer beheerend is oor ons nie, maar dat daar nog wel 'n vleeslikheid is, waarin ek en jy daaglikse stryd het met ons vlees, en ons daarom moed het, en ons sal sien in die skrif, en dan sal daar 'n stukkie wees uit Job 1 vers 8 en 9, maar vir nou eers, kom ons lees. Dit is waarlik, sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 1, dit is waarlik nie vir my nuttig om te roem nie, hoor mooi, want ek sal kom tot gesig en openbaring van die Here. Ek weet van 'n man in Christus Jesus 14 jaar gelede, of dit nou in die liggaam of buitekant die liggaam wees, weet ek nie. God weet dat so iemand weggeruk is in die derde hemel. Hierdie Paulus het so verskriklike geestelike ontmoetings gehad met God bonatuurlik en openbarings gehad. Een van hulle was dat hy toegelaat is met 'n ontmoeting om in die derde hemel in die paradys in te gaan en dinge te aanskou en te sien. En ek weet van so 'n man, sê hy, of dit nou in die liggaam was, buitekant die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is na die paradys toe en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Ander woorde, die woorde wat hy sou ontvang, is woorde wat God hom sou gee vir die mensdom, maar wat hy nie uit kan spreek voor die mens nie. Maar oor so 'n man sal ek roem, so die woorde wat hy sou spreek, sal nie wees woorde vanuit 'n mens nie, want later het hy ook dinge, en ek weet nie wat het hy daar gesien nie, waaroor hy stil gebly het nie, maar dit was nie vir hom beskore om dit bekend te maak nie. Oor so 'n man sal ek roem, vers 5, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede, sê Paulus, want as ek sou wil roem, sal ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag ag en skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. Hier sê Paulus vers 6, en ons gaan dit verduidelik, wat die gevaar is, waarvoor daar ook vir hom 'n doring in sy vlees gegee is as 'n rede, omdat die Here iets baie groter sien onder die kinders van die Here, wat geestelik sy kinders is. En een van die geeste is
dat 'n mens nie so hoogmoedig raak in die Here aanhalingstekens en jou roem vind in jouself of toelaat dat mense jou beroem buitekant om eer aan God te gee nie. Dis gevaarlik. Maar hoor hierso, dat hy wel baie openbaring het en ontmoeting het. Maar daar is mense wat mense groter sien as net as mense. En mense 'n bietjie groter maak as wat hulle moet wees, terwyl God eintlik mense in dieselfde lig en oog aanskou. Amen. Maar ons gaan nou daaroor praat. En dat hy my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Dat hy homself nie verhef omdat hy hierdie openbaringe kry nie. Die gevaar van beterwetigheid en al. Ons gaan praat daaroor. Is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, luister, Marius, Pietie, Kosie, Jannie, Saartjie, Paulus, my genade is vir julle genoeg, vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom sê Paulus, het ek behaag in mense met swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wils, want as ek swak is, dan is ek sterk. Geliefdes, hierdie vers 10 is dan natuurlik nie 'n afleiding om te sê, dat dit is die doring in die vlees nie. Ons gaan praat daaroor. Hierdie is dinge wat gegee is vir ons, en hoor mooi, alle kinders wil, daar is swakhede, soos byvoorbeeld mishandelinge, node, vervolginge, benoudhede, om Christus wil. God staan agter dit in beheer, ten spyte van hierdie dinge wat in ons lewens voorkom. Wees versigtig dan waarheen ons dit na toewys, en want ek weet ook dat as ek swak is ek sterk, en enigste rede kom jy dit kan sê, natuurlik vanmôre, is omdat jy kan sê dat hierdie swakheid jou genoodsaaklik maak om meer na God toe uit te reik. Nou hoor gou vanmôre, want ek gaan hierdie woord net lees soos wat ek hom ontvang het, en dan luister baie mooi vir die volgende 15 minute, want dis wat ek vir jou gaan gee. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na Romeine 7. Wie van julle ken Romeine 7, waar die Here praat daarvan, dat daar binne in ons die wil is om God te dien aan die een kant, en dit is wat jy regtig wil wees, maar aan die ander kant is daar 'n wet, of ook die wet van die wil om die sonde te wil dien, en die verkeerde. En op die einde van die dag, soos iemand sê, watter hond sal jy wil voer? Jy gaan of die wit hond voer, of gaan die swart hond voer. En natuurlik, so dien ons wel met die wil van met ons hart, die wil om God te dien, maar daar's 'n ander wet ook wat in ons lede stryd voer. En ek wil vir u vanmôre sê, my boodskap eintlik vanmôre gaan eintlik daaroor dat die mens nie verlos is van die natuurlike sinlikheid om te wil rebels raak, of hoogmoedig raak, of beter wil dink en beter voel. Partykeer is ons nog steeds mense met vlees. En ek wil oor die vlees praat vanmôre, wat die doring van die vlees dra, wat die dorings dra van die Satan nog partykeer. En ons baie versigtig moet wees. Groot geestelike ervarings. Het jy so iets al gehad? Wie van julle wat hier vanmôre luister, het al groot geestelike ervarings met God gehad? Jy het onlangs julle 'n wedergeboorte deurgemaak, 'n ontmoeting met God. Nou daagliks sien jy hoe God in jou lewe aangryp. Elke dag is 'n bonatuurlike geestelike wandel en ervaring met die Here. Amen. So baie ervaar, en wie roem ons? Aan wie gee ons die eer? As jy hierdie ervarings gee, hoe maklik kan ons God se eer steel? Hoe maklik kan jy God se eer steel en aan ander toelaat
om jou te prys en te eer. En wat maak ons? Wys ons mense reg, reg wys ons hulle, want alle lof en eer en aanbidding moet aan God gegee word. Maar hoe maklik oortree mense deur die eer van mense aan te neem en God nie in te sluit, te sê dat dit eintlik God is wat my al hierdie dinge bemaak het en gegee het nie. Hoe maklik. Geliefdes, niemand kan met sekerheid sê wat presies die dorings in die vlees van Paulus was nie. Niemand kan dit sê nie. Ons het kortsigtelike stories hier in vers 10, sy lyding, sy verdrukking. Ander plekke praat hy met groot oë, groot letters skryf hy, dat Paulus 'n swakheid kon gehad het in spraak, 'n swakheid kon gehad het met sy oë liggaamlik. Maar hoe het ook al mag sy, hy het 'n gebrekkigheid gehad in sy vlees, en hy was baie ongelukkig daaroor. Dit het hom partykeer soos 'n vuis geslaan, hom moeg gemaak, en hy het al God so baie keer gevra, en God het net mooi stil gebly, en niks omtrent dit gesê nie. Ek en jy kan vanmôre weet, wat is die dorings of doring in ons vlees? Jy en ek, as ons eerlik is, weet wat is 'n doring in ons vlees. Kan ons dit sê? Ons weet nie wat Paulus se nie, ek weet nie vanmôre wat is joune nie, maar ek weet vanmôre dat jy weet wat is jou dorings in jou vlees. Ek sê dorings, want ek het nie net een doring nie, ek het meer as een doring. En waarom laat God die Satan toe om ons so te tuister, te pynig of ons soms sigtelik ongelukkig te maak? Waarom? Hoekom? En as ons eintlik mooi kyk wat die skrif gesê het, dan is dit tot eer en tot die wil en tot sy heerlikheid, dat God hierdie dinge toelaat, so wat God ook, en ek gaan aan, want ek wil hê jy moet kom tot die prentjie, wat ek vir u wil gee, en dat u daai prentjie raak sien, en u in jou hart nie bedroef hoef te sit, en bekommerd te wees, en ongelukkig mee te wees, oor die dinge wat jou so sigtelik weerhou, partykeer, en jy voel dit jou beroof van jou gelukkigheid nie. Eintlik moet jy nie ongelukkig wees in hierdie swakhede nie. Jy moet God eer, en vandag gaan jy dankbaar wees dat jy hierdie woord gehoor het, en dankbaar kan wees. Hoekom sien ek Sanet, partykeer ander mense gesond word, voorsien word? Ek bid vir ander, hulle kry alles, hulle kry die begeertes waarvoor ons bid, maar ek kry nie altyd in dieselfde goed waarvoor ek vir mense bin, dieselfde issues waarmee ek sit, kry ek nie my antwoord nie, en ek kry nie my gebed verantwoord nie. Wat is dan die probleem? Het ek te min geloof? Is die eerste ding wat jy jouself mee kruisig. I don't have enough faith, like potatoes. Ek het nie genoeg geloof nie, daarom gee God nie. Nie dat dit nie 'n vereiste is, dat ons nie moet in die geloof bid nie, want so dubbelsinnige en dubbelhartige mens kan God nie antwoord as ons nie in die geloof bid nie. Maar dis nie te sê God moet jou antwoord as jy gevra het nie. God weet wat wil hy gee, wat jy hom vra, en hy weet wat is die beste wat hy wil gee of nie gee nie. En as hy dit nie gee nie, is dit nie nodig om kwaad te wees vir God nie, en nee, is nie nodig nie. God weet beter, en later sal jy die antwoord kry, hoekom het God gesê nee? En jy sal bly wees as God gesê het ja, maar jy gaan ook bly wees, omdat God gesê het nee. Waarom? Dis al wat ons kan sê. Kan die klei, jy wat 'n stukkie klei is, daar's in Romeine 9, dink ek, is daar geskryf, die pottebakker en die klei. Ons sing hy liedjies, hy's die pottebakker, ek is die klei. Sing hom saam met my bietjie Sannie. Sonder hom En my is daar nimmer meer. Eindig, So pottebakker klei. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, luister jy, maak so en maak so nie. God is die pottebakker, jy's die klei, en hy is beter besig met die vormingsproses in sy kindertjies. Halleluja. Die waarheid is nie alles wat ons God vra, verbid, smeek,
word gegee nie. Ons mag 'n opregte, luister mooi, jy mag 'n opregte begeerte hê vir iets. God is ook opreg, maar weet hoekom hy eerlik en opreg nie aan ons versoeke moet toegee of sal toegee nie. Of wil toegee nie. Wie ken die mens beter as God? Laasweek het ons gelees uit Psalm 139 ek dink van vers 11 af tot vers 17, 18. Dit kan julle by die huis gaan lees, dat die Here jou ongevormde goed, baie goed geken het, dat hy alles wat jy van jou is, het hy klaar in die boek neergeskryf. Daar's nie een jota of titeltjie, Leanne, wat ons kan byvoeg by ons lewe nie. Die Griekse woord vir doring is kneukels. 'n Kneukel of 'n doring sit net so onder jou vel. Wie het al gesukkel met 'n doring wat so diep ingegaan het? Boetie, hy sit en hy wil nie. Daar is van hierdie dorings wat hier buite is, hulle, ek weet nie, so haak en steek doring. As hy jou stook, suig hy in, ou maat. Hoe meer jy hom probeer trek, hoe meer dieper trek hy in. Die doring in ons vlees is iets wat daar binne in ons voet, in ons harte, in ons siel vassit. Iets diep, senuiterging, mismoediglik, ongelukkig, haatlik partykeer, pynlik, seer, wat meer vrae ontlok as antwoorde. Amen. Hoekom? Dit sit vas in ons menslike siel, denke en ons gemoed. En nie in jou gees nie. Die Bybel sê hier uitdruklik dat dit nie iets in die gees gegee is nie. Dis iets wat in jou vlees vassteek. Die doring is vleeslik. Dit is ons menslike fisiese natuur. Ons kan net nie daarvan ontslaa raak nie. Amen. Dan is jou huiswerk dan asseblief Romeine 7. En jy moet dit reg lees, asseblief reg gebruik. As jy nie, maar ek sal eendag in die week sal ek bietjie oor Romeine 7 bietjie praat. Dit is daar vlees. Dit is gevaarlik. Wie weet jou vlees is gevaarlik? Niemand het ooit sy vlees, ek gaan nie die vlees aankleef nie. Ek praat jou vlees wat jy versorg in. Maar asseblief moenie sonde versorg nie. Moenie jou vleeslike swakhede op 'n goeie coating smeer nie. Leanne, ons gee so baie keer die vlees 'n mooi coating. En ons wil so 'n bietjie wegkom. Nee, daar's niks goeds wat in my vlees eintlik werklik leef as dit buitekant die geestelike goddelikheid is nie. Daar's gevaar. God haat hoog en hierdie is die doring in die vlees in die meeste mense. Daai gees van rebelsheid, daai gees van hoogmoed, daai gees van bietjie beter, dink ek weet beter, ek is beter. Daai ding is nog van tyd tot tyd, kom hy deur almal van ons nog. Amen. Ek hoor 'n amen. Ons smeek God om dorings uit ons vlees en lewe weg te neem. Maar God ken die hart van die mens. En wat sê die Here van die hart van die mens? Ek gee om wat jy sê van jou hart nie. Die Here sê, pas op, terwyl daar vlees is, bedrieglik is die man wat in my oë kyk vir my en sê, ek het jou lief, o Marius. En ek sê, ek het jou lief, my seun, of ek het julle lief. Bedrieglik is die mens. Die Here sê, ek ken julle hart, julle is bedrieglik. Maar hy sê op 'n ander plek, ek dink is Romeine 3 vers 4, was altyd my favorite versies. Hy sê, laat God wees geregtelik en regverdig en elke mens leenagtig. Daar's net een God wat, dit sê nie jy's van nature iemand wat lieg nie, maar jou lewe is bedrieglik. Daar's net een geregtelike, regverdige God. En dit is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar in hom is ons geregtelik en regverdiglik en volmaak. Maar in jouself, So maklik wanneer dit met ons goed gaan, vergeet ons God. Amen. Wanneer ons dink ons het nou net alles, weet baie meer, ken meer, is geestelik baie sterker, beter, vinniger. Steve Austin sal daar die man wees. Halleluja. Daai oomblik kom jy agter jou staalbeentjies en jou sogenaamde staalarmpies en vers sienende.
Ek sê jou, elke kind van die Here, sodra hy dink hy's op 'n pedestal, kom hoogmoed baie gou tot 'n val. Prys die Here dat hy die hoogmoed in ons nie laat. God haat hoogmoedigheid. Dis 'n ander woord hierdie vanmôre. God het geweet dat 'n mens soos Paulus nie kan staan om groot te kop te kry met al sy geestelike openbaringe en ondervinding met God nie. Pas op dat jy meer praat van wat God doen en jy vergeet dat God ook aan ander doen en kan doen. Jy's nie alleen die peanut in die pakkie nie. Halleluja, prys die Here, hoor my. Ek is net so gesalfde seun as die seun wat voor my sit. Hy het net soveel die gawe en die heerlikheid van God in hom. En God gebruik hom kan hom net soveel gebruik en nog meer as wat myself is. Ek is nie die ultimate antwoord nie. Daar's ander wat ook weet en ken en kan groot wees, wat God kan groot eer in God se oë. Halleluja. Prys die Here. God het Paulus se hart verstaan dat die lewe nie sonder stampe en stote sal wees nie. Here het ook vir Paulus seker gemaak dat hy moet pas op, want dit is eintlik sy skrif in 2 Korintiërs 12, dat hy die eer van mense moet pas op, dat hy die eer van mense nie aanneem nie. God het eintlik gesien dat Paulus hy kan iewers net soos alle vleeslike mense, want jy moet hom gaan sien in Romeine 7, ook bietjie kan struikel in die vlees. Het julle gedink Paulus is so volmaak dat hy nie gestruikel nie? Ek hoor is net Maria. Is net Maria wat nooit gestruikel en sy het geen sonde gehad nie. Gelukkig is ek nie 'n Katoliek nie. Ek glo nie in dit nie. Sy was ook 'n mens net soos ek en jy. Maar God het guns in haar lewe gesien. God het guns in julle lewe. Dis nie omdat jy iets is nie, is omdat God iets is en alles is. Jy's 'n niks sonder God nie. Jy's 'n alles omdat God in jou is. God het Paulus laat verstaan dat die lewe nie sonder stampe en stote sal wees nie. Ja, hy sê dit so, mishandelinge, node, vervolginge, benoudhede. Om Christus wil, is daardie goed vir jou gegee. Want niemand wat in Christus, Jesus Christus, wel goed wil lewe, sal nie vervolg word nie. Almal gaan vervolg word. En as jy gedink het jy gaan wegkom daarvan en weghardloop en wegvlug iewers hemel toe, got a good surprise for you. The good is always there. The bad and the ugly will be around. En almal gaan beïnvloed word deur die mag van die sonde wat deur mense beïnvloed word. Dit sê nie jy gaan oorgee daaraan nie, maar dit sê dat daar 'n beïnvloeding sal wees van 'n wêreldse invloed wat oor die wêreld gaan kom. En ons sal moet ons gereed maak om hierdie dinge te kan teesit met die waarheid. Stote sal daar wees, verdrukking, benoude, gevare, valse beskuldigings. En luister mooi, en valse liefde van die wat jy glo jou lief het, maar wat jou in jou rug skop, hulle hakskene teen jou oplig en jou verneder, sleg maak, somme openlik 'n skande maak voor enige iemand, terwyl hulle al die tyd voorgegee het, hulle is lief vir jou. Dis nou die mens wat die Here Jesus Christus aanbid, loof en prys in die kerk. En dan is dit vir my so hartseer, hoor my vanmôre uit, dat die ou wat in die wêreld is, dink hy is volmaak, want hy doen nie sulke dinge nie. En wanneer jy die kinders van die Here kry, wat nou hierdie dinge doen, wat nie volmaak is nie, dan sê hulle, ag, ons wil nie kinders van die Here wees nie. Kan hulle nie agterkom nie, alle mense, of jy nou 'n sondaar is, of 'n kind van die Here is, ons struikel almal dikwels. En ons maak mekaar seer. Hulle sê hulle het jou lief, maar hulle vergewe jou nie regtig nie. Hulle onthou nog al die dinge wat jy verkeerd gedoen het teenoor hulle. Almal is skuldig. Vind jy die ding net by sekere mense? Maak seker dat, want dikwels kom die ou koeie nog uit die sloot uit. Dikwels kom die ou koeie uit die slote uit. En die Here se woord sê
môre. En die Here sê vanmôre vir ons, geliefdes, ek weet net 'n stering op die lig, iemand wat my probeer bel. Weet op 'n ongeleentheid. Prys die Here, ons kan nou nie keer vir dit nie. Maar ja, mense is nog steeds haatlik teenoor jou. Kom jy agter hoe haat mense jou? Hulle sê nie hulle haat jou nie, maar kyk net hoe tree hulle op. Dis nie veel verskillend van wat die wêreldse mense doen nie. Die swaar kry swakhede. Ons lewe is nie negatiefs nie. Dit gee ons rede om nederig voor God te wandel. Ons swakhede en al hierdie dinge wat ons nog oorstruikel en doen. Ek het nie altyd verstaan wat die skrif sê nie. Hy sê, ag dit loutere vreugde wanneer jy in allerhande versoekinge verval. Want die Here sê alle mense het swakheid. Gaan ons peace maak met mekaar? Maar julle verwag dit daarom nou nie van regtig kinders van die Here nie. Ek gaan regtig nie as prins jou wil seermaak, maar wees versigtig, want bedrieglik kan my hart ook wees. Amen. Ja, ons moet mekaar uithaal vanmôre voor die aangesig van die Here. Ons weet hoe afhanklik is ons van God. Ek weet dat my swakhede maak my weet hoe afhanklik is ek meer van God af. Dat geen mens van God van homself meer moet dink as wat hy moet nie. Die Bybel sê jy mag nie meer dink van jouself as wat jy moet nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. God het alle mense lief eweveel, of hulle meer ontvang of nie minder ontvang van God. Hier's 'n paar feite. Geestelik of vleeslik. Ons kan nie God as onregverdiglik sien in nie. Amen. Nooit mag jy dit so sê nie. Hy gee soos wat hy wil en soos wat hy dink. Die woord van die Here sê hier's 'n belofte vir ek en jou. Hy wat te veel het ook nie te veel gehad nie. Hy wat te min gehad het ook nie te min gehad nie. Hoe maklik sê ons het niks. Ons het niks meer nie. Die Here sê, jy jok, jy het nog. En as jy sê jy het te veel, en jy het nie te veel nie. Die Here sê jy nie so te veel gee, so wat jy jou kop verloor en God vergeet nie, en God nie meer sal dien nie. Hy gee vir jou te veel, die rede so wat jy kan weggee vir hulle wat bietjie min het. En hulle behoeftes ook aan te vul. 'n Doring in die vlees is om te dink God het ander meer lief en gee meer om vir ander as vir my. Selfbejammering. Om jaloers te wees oor ander en te dink en te beskuldig te word dat jy meer lief het vir sekere as vir ander. Wie word al so beskuldig? Party moet meer aandag kry as ander in hierdie lewe. Maak jou nie partydig en onregverdig nie. En gee jou die reg om te sê, jy het hierdie persoon meer lief as 'n ander nie. En as daar kinders is van die Here, wat een persoon meer lief het aan ander nie, is jy nie die kindjie van liewe Jesus nie, is die kindjie van Satan, omdat jy ander mense liewer het, sekere mense lief het en sekere mense nie, meer lief het as ander. Ons het nooit die werke van die bose lief nie. Daar het ek 'n keuse om lief te hê, soos wat ek wil lief hê. Maar ek het nie die sonde en die verkeerde lief nie. God laat die Satan toe om ons te tuister, swakhede, sodat ons kan besef dat alle mense foute maak, alle mense seer maak, alle mense ongelukkig, luister my, ongelukkig maak, alle mense mekaar soms onregverdig behandel, alle mense struikel in woorde en dinge sê wat ons nie moes sê nie. Alle mense sukkel om vry te spreek en te vergewe nog. Alle mense soms beskimp mekaar en skinder nog. Alle mense hulle self beroem soms. Toelaat om beter wetig te wees. Alle mense is ongeduldig soms. Alle mense bedink nie altyd alles suiwer soos God ons beveel nie. Laat ons bedink volgens Filippense 4 vers 4, 5, 6 af. Sê hy, bedink die dinge wat daarbo is, alles wat waar is, alles wat loflik is, alles wat eervol is, alles wat liefdevol is, alles wat lieflik is, alles wat eerbaar is, wat 'n deeg, wat 'n lofval, bedink die dinge wat God is. Dan sal dit met ons goed gaan.
Alle mense maak 'n verkeerde beoordeling. Soms en maak ons ander mense seer. Alle mense is nie volkome, volmaak en vertrouenswaardiglik nie. Alle mense vertrou mense soms en word diep seer gemaak en teleurgestel wanneer mense mekaar te nakom. Maar God laat 'n doring of dorings in ons lewe toe, sodat ons kan weet wie God is. Volmaak alleen regverdig is. Ons mens nooit volmaak kan wees terwyl die vlees nog daar is nie. Amen. Alright. God beskerm ons, hy trek die handrem op. Hy stop ons in ons spore, anders gaan ons ander mense crash, ons gaan onsself crash. As die Here nie intree nie, en die Here stop ons nie, van ons manier van dink en optree nie, en hy gee in sy hand en hy kom nie self in nie, en hy maak 'n einde aan goed nie, wat gaan ons wees as God nie stop nie? Die hele wêreld is uitgekoop onder die mag van die bose. Die God van hierdie wêreld kan maklik kinders van die Here se sinne en denke nog verblind, en ons volkome as ons harte nie volkome laat onderskei word ondersoek word deur die Gees van God nie. Alle mense het 'n mate van bedrieglikheid in sy hart. Amen. Al hierdie goed wat ek julle genoem het, is dorings in die harte van die menslike natuur nog steeds. Die gees van hoogmoed kan enige tyd sy verskyning maak. Enige tyd. Jy moet dit verwag. Jy moet weet dit gaan iewers seermaak. Dit gaan iewers iets verkeerds laat dink. Dit gaan mense laat van mekaar afskei. Dit gaan mense twee keer laat dink. Die wortel sit daar, maar ons hoef nie daardie wortel te eet nie. Jy hoef nie aan die boom van die Satan te eet nie. Moenie aan die boom van rebelsheid en hoogmoed te eet nie. Jy het nie die gees nie. Jy het nie nodig om so te wees, in alles mounerig, opstandig en ongelukkig te wees nie. En nogal teen God nie. En God aan te spreek, en God aan te vat, en hom aan te kla nie. Satan is die aanklaer van die broers. Moenie jy die werk van Satan doen en selfs jou eie God aankla nie. Ons kan teen hierdie gees veg met 'n gees van nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid en verdraagsaamheid. Wie's nie verdraagsaam? Sukkel jy? Sukkel jy bietjie om te verdra? Mense maak jou kwaai. Jy wil hulle hare vir hulle kam en omkam. En jy wil hulle neuse stomp draai en hulle ore en dan hulle afdraai. Sê dankie aan God vanmôre. Hy is ons en van hom is ons so afhanklik. En om gelowig te bly en getrou aan hom te bly. God sorg vir dit. Dit is God wat in ons werk sowel as om te wil. Nou hier is my storieetjie en jy moet baie mooi luister op die groep, miskien voel dit vir jou al lank. My doring in my vlees is om die wil te kies, om my wil te kies bo die wil van God. Ons om uit die wil van God te gaan. Te haastiglik is jou probleem. Te haastiglik op te tree sonder om God te raadpleeg in die saak. Baie mense doen dinge sonder om God te aanbid en te vra vir die dinge. Of sonder om bietjie raadgewend ook bietjie uit te vind. Dra dit die belange van ander mense of is dit net my belang wat tel? Partykeer moet ons versigtig wees as ons ander mense as ons iets wil doen. Dat ons weet dat ons optrede die gevolg kan hê en ons kan ander mense ook daardeur beïnvloed en seermaak. Hoe gelukkig kan ons wees? Nou 1 Korintiërs 13 wil ek gou vir julle net gou lees. 1 Korintiërs 1 vers 30. Nou as die Here die goed in jou lewe doen. Hoor wat doen en julle het al hierdie so baie by my gehoor. 1 Korintiërs 1 vers 30. Doen die Here hierdie dinge in jou lewe. Dis God wat in werk en wil en hoor wat doen hy. Maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God. Dis sy wysheid uit God, dis sy geregtigheid uit God, heiligmaking en verlossing uit God. Hy doen hierdie dinge self.
Hy verlos jou, hy maak jou heilig, hy verklaar jou geregtelik en hy gee vir jou die wysheid om hierdie pad te stap. Nou besluit jy wil nie wys wees nie, jy wil jou eie kop volg, jy wil jou eie geregtigheid opwek en jy wil jou eie heiligmaking nastrewe, waarsonder niemand jou heiligmaking, die heiligmaking wat God jou, die krag wat God jou gee om heiligmaking te kan nastrewe, dan sal jy mos kan heilig lewe. Die krag wat God jou gee om verlos te wees, want geen mens kan hom self verlos nie. As God dit dan kan doen, en ons skot daarteen, sal jy met dorings in jou vlees onder dwang gehou word, sodat God ten goeie sy volmaakte wil aan jou kan voleindig. Amen. En voltooi, want God sê, ek sal volbring en ek sal voleindig. Nou, sal God teen sy eie beloftes gaan, Leanne? Sal die Here wat beloof het dat hy die werk wat hy in jou begin het, toe hy jou gered het, toe jy net die pakket ontvang het, geglo het in die Here se dood en sy opstanding, sal hy jou kind maak en jou oorgee aan die duiwel weer? Of gaan hy vasstaan in sy beloftes? Dan glo ek die Here gaan die werk in jou klaar maak wat hy begin het. En as jy teen hom skop, gaan jou 'n skop in jou hand gee en hy gaan jou 'n doring in jou vlees gee. Hy gaan iets in jou lewe gee en hy gaan dit nie wegvat, want hy gaan jou gebuig hou, so wat jy onder sy wil kan bly. Want dis hy wat werk en hy wat wil. So as die Here jou moet oorlaat aan jou eie wil sit nie, gaan ons verskriklik crashings oorlaat. Dank God dat hy die Satan toelaat en soos 'n bliksem met die hemel uit laat toegelaat het en partykeer toelaat dat daai Satan maar sy gang gaan. Maar nogtans dat jy God nie 'n vervloeking kan noem nie en nog nie vaskop teen dit nie. Sê eerder, Here, baie dankie vir die handrem, die beskerming wat jy in my lewe gee. Die werk wat God begin het, gaan God voltooi. God gaan sy beloftes nakom. Jy moet volhard ten spyte van jou swakhede. Dit is hy wat in jou die werk bring en doen. Ten spyte van jou swakheid, wat is nie jou vyand nie. Jou vlees is nie jou vyand nie. Aanhalingstekens. Jou vlees is jou oorwinning. Want jy kan oorwin wees. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee oor my vlees, dat dit nie in my sterflike liggaam kan heers nie, maar dank die Here dat jy partykeer beheersing verloor wanneer hierdie dinge jou aftrek en daar's dinge wat jou laat struikel. Ouens, dis nie vir my lekker om te sondig nie. Ek sê nie ek gee nou vir die Satan toe en sê Satan, sondig, dis lekker, dis my doring nie. Laat die sonde maar in my sterflike liggaam bly, so die genade meer. Ek praat nie van sonde nie. Ek praat van dinge wat in my liggaam gewees. Daar's een of gebrekkigheid of een of ander swakheid wat by jou is. Wat nie sonde is nie. Miskien hierdie benoudheid, hierdie angstigheid, miskien bietjie hierdie sukkelende twyfel en vrees en hierdie goed. Ek weet dis nie goed nie. Dis op sigself sonde. Maar die mens moet besef dat hy afhanklik is en moet wees van die Here. Ek kan nie vir jou presies sê wat al hierdie dorings is nie, maar ek weet net dat hierdie swakhede is nie my vyand nie. Swakhede wat God die Satan toegelaat het. Dit het Paulus nie van God af laat wyk nie. Verdrukkings, benoudhede, valse broers en susters, valse aantuigings, aanklaarry, al hierdie dinge wat hy deurgegaan het hom nie minder kind van God gemaak nie. Inteendeel, dit het hom sterker gemaak. Ja, dis nie vir my 'n swakheid nie. Die hele doel agter dit is dat jy God nooit sal verloon nie. Ek bedoel totaal sal ontken nie. Ek moet vanmôre vir jou 'n stukkie lees. En ons moet gou gaan na Job toe. Want ek wil hierdie stukkie net vir julle bring en dan gaan ek vir afsluit met 'n profetiese woord vanmôre. Ek sien ons tyd het ons ingehaal. In Job 1. Dis nou voor Psalms, né? Net voor Psalms.
is daar die boek Job. Die boek Job. Baie om te sê oor Job. En partykeer voel ek soos 'n Job. Ek is nie lus vir al daai seer en potskiedery nie. Ek dink dis 'n storie. Dit moes terrible gewees het, 'n man wat sy vrou en sy kinders en alles verloor het. En dan 'n man wat nog so aan God vashou. In Job 1 vers 9 sê die Here self vir Job. Ek wil net kyk hierso, sorry. As julle nog daar, is julle geduldig. Job 1 vers 9, en die Satan antwoord Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Die Satan vra die vraag, is dit verniet dat Job God vrees? Dat die Satan weet dat jy God dien. Hallo? Maar hoekom tuister hy jou? Hoekom traai hy jou? Hoekom probeer hy jou so nog aftrek? Hoekom is hy 'n struikelblok nog daar? Maar hy kan nie veel doen nie, nee. Hy weet ook sy tyd is min. Hy weet hy kan eintlik niks doen nie. Maar hy probeer dit vir jou so moeilik te maak. Want as hy jou kan kry om God te verloon en God te verlaat en nie God te vrees nie, dan is dit 'n groot probleem. Maar die Here vra vir Satan, sien wat doen ek vers 9, dan gaan ek vers 8 doen. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegg? Het jy ag gegee op my knegg Job? Want daar is niemand. Jy sien, dis hoe sien die Here jou vanmôre? Dis belangrik Sanet. Maak nie saak wat mense van jou gaan sê nie, hoe mense julle sien nie. Die vraag is, hoe sien God jou? Het jy ag gegee op my knegg Job, Satan? Hy sê, ja, ek sien hy's 'n godvreesende man. Hy dien U Here, maar is dit verniet? Nee, is nie verniet nie. Verniet kom nie sonder gevolge nie. Kom nie sonder 'n prys betaal nie. Betaal jy tans 'n prys om die Here te dien? Kom jy agter dit is nie so maklik nie, maar dit is nog steeds die beste en die lekkerste om die Here te dien. Maar hoor die hart, maar die Here antwoord en sê vir hom, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg en Godvreesend en wat sal afwyk van die kwaad nie. God weet dat jy die vermoë het en hy sal jou help om van die kwaad af weg te bly. Jy self sal nie van die kwaad kan wegbly nie. Hy sal jou Godvreesend hou onder sy genadelike wil. Hy sal jou beskerm en jou sal bewaar. Hy sal jou vroom en opreg hou. Mense kan maar sê wat hulle wil, maar ek wil hê jy moet vanmôre iets na anders te kyk soos wat God jou sien. Ek is vroom en opreg, ek is Godvreesend en ek sal van die kwaad wy, want die Here my God is my koning in my lewe. Die Here sal met my 'n pad stap. Die Here sal my aan die ander kant van die pad, sal my aan die ander kant van die lewe bring. Amen. So ek gaan nou gou vir julle weer sê, is dit verniet dat jy kind van God is? God vrees en eerbiedig en dien. Kan jy God nog seën met al die dorings in jou vlees? Kan jy? Met al die probleme wat jy het, kan jy nog God aanbid? God sien jou in jou swakhede. Amen. Jy weet wie jy is en jy nou is. Gee ag Satan. Luister, sê vir Satan vanmôre, gee ag. Jy wat droom oor jou toelaatbare wil, gegee oor my vlees. Die Here sê, my kinders is my kinders, eerlik, ek sê jou ewiglik, wat ek in hulle begin het, sal ek ook in hulle voleindig, spreek die Here profeties. Hulle sal volhard, hulle is vroom opreg, hulle is Godvreesend, en hulle sal oor die swakheid en oor die sonde heers in hulle sterklike liggaam, en hulle sal nie van die kwaad afwyk nie, want die Here, as hulle afwyk, sal ek hulle terugbring. Ek sal hulle op hulle knie bring, ek sal laat hulle weer bely, en ek sal hulle weer vergewe, want my vergifnisbloed is nie once and then, and not forever,
My vergifnisbloed is 'n ewige vergifnis, 'n ewige verlossing. En daar's geen rede hoekom ek en jy nie in die Here 'n volkome lewe kan nie. Sou ek struikel, sou ek val, dan het ek 'n voorspraak by die Here. Ek kan die Here se troonkamer nader met 'n belyde en opregte hart, want die Here sê ek is opreg. Die Here sê ek is godvreesend. As die Here met my praat en sê daar's 'n ding in my lewe, maak reg, dan gaan ek na die Here toe. Ek bely my sonde. God is getrou en regverdig my van al my sonde te vergewe en hy sal nooit weer aan daai sonde dink nie. Hulle weet wat my doel is om hulle gered te hou en dat hulle nie soos jy Satan deur hoogmoed jouself bo ander verhef het en gedink het jy het my nie meer nodig nie. Jy kan op jou eie krag nie staat maak nie. Jy het nie meer krag nie. Maar ek het my Heilige Gees vir hulle gegee, so wat hulle op my kan staat maak en deur my die lewe saam met my kan sien. Miskien was jou swakheid selfverheffing en hoogmoedig, ongeloof of twyfel. Ek sal my wete op hulle wete laat skyn, laat lig sien en hulle kans gee om hulle swakhede te erken, sê die Here. Amen. Die Here sê, hy wat homself verneder, sal verhoog word. Amen. Roem in die Here in alles wat jy het. Roem altyd op die Here, ook deur die dorings in jou vlees tydelik. Spreek jouself, hier is my afsluiting. Spreek jouself vry en vergewe God. Amen, hoor hierso, vergewe God in alles, so wat jy ook ander kan vergewe. Vergewe ook jouself. En sien jou vanmôre, geliefdes, kragtiglik afhanklik van God in alles. Salig is die wat arm van gees is, sê die woord van die Here, want hulle sal as 'n kinders van God genoem word. Jy's slegs 'n kind van God omdat jy arm van gees is, omdat jy weet dat in swakheid word God se krag volbring en omdat jy weet jy's so afhanklik vir die Here vir jou verlossing. In Romeine 7 sluit Paulus hiermee af. Ek elendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van hierdie dood? Hierdie dorings in my vlees. Asseblief moenie roem oor my dorings nie. Moenie praat oor my dorings nie. En wat het jy te sê oor my dorings? Kyk na jou eie dorings en sien dat dit vir jou gegee is, sodat jy nederig moet bly en net so afhanklik moet bly van God soos ek. Ek dank God deur Christus Jesus, sê die Here sê, dat hy my van hierdie liggaam sal verlos. So dien ek self, met die gemoed, die wet van God, en my hart is opreg om die Here te dien, maar met die vlees die wet van sonde. Dikwels struikel ek nog en doen ek verkeerd, maar dit sê nie ek laat sonde meer in my lewe oorheersend en beheerend hê nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. Geliefdes, as God jou handrem nie optrek nie, as God jou ons nie gaan beskerm nie, as God ons nie gaan deurdra in hierdie tyd nie, waar gaan ons eindig? Waar gaan ons eindig? Prys die Here. Ek wil hier met jou oë sluit en vir die Here dankie sê. Vader, baie dankie vir môre. Here, hierdie woord het maar gekom soos wat hy moes kom, geval soos wat hy moet val. Maar Here, daar is miskien hier en daar bietjie woorde wat ek vinnig gepraat gesê het. Maar my hart is opreg, Here, dat ek vanmôre sê, dat ek, Here, erken, Here, daar is dorings in my vlees. Daar's sekere dinge wat mense my aankla en my beskuldig en hierdie swakhede en dorings teen my vashou. Ek het U al so baie gevra en hoe sukkel ek, Here, en ek hou nooit op om teen hierdie goed te veg nie. Maar Here, as dit U wil is en dit behaag U, Here, wat ek in sekere swakhede moet bly, so wat ek nooit myself verhef en dink, Here, ek is beter as ander mense nie, dat ek nooit in daai gees van hoogmoed verval, wat ek dink, Here, ek het klaar gearriveer en ek het van die Here God niks meer nodig nie. Here, ek het min, maar ek het ook nie te min nie. Ek het baie, maar ek het ook nie te veel nie. Here, ek is altyd so dankbaar, Here, dat U my gegee het. Genoeg, Here.
Here, so genoeg dat ek aan niks tekort behoort te hê nie, behalwe dat die tekort daar is, dat ons almal uitverkoop is, Here, in hierdie vleeslike manier. En so baie keer is die aanvegting en die bekleiere in die kerke en onder die kinders van die Here, is dit nog mense wat mense veg. Om watter rede? Want hulle het, en daar's die duiwel se wortel, dat hulle roem in die foute en die foutsoekerigheid en die verkeerde soeking in mense se lewe. Maar hulle kom nie, Here, en sê, maar ons almal is maar bedrieglik. Ons almal is maar onderkruipers nog van mekaar. Here, bedrieglik is dit, vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou en nie op God nie. En ek wil vanmôre bid vir ons wat hier vanmôre is, dat ons meer op U sal vertrou, Here, en dat daar sal kom 'n dag, Here, want U hou ons onder bedwing. Ek dank U, God, dat U dwangbare aanhaling, U dwangbare soet Heilige Gees ons in gevangenskap het. I'm in bondage. I'm a bond servant. Although I think I'm free. Yes, I have freedom. I do have freedom. Ek het vryheid. Maar ek het nie die vryheid om te beweeg in my sinnelike sondelikheid, sinnelike nie. Ek het nooit daai beweegruimte gee U my, Here, sodat ek daarin kan inbeweeg. Here, behoed ons daarvan, dat ons nie inbeweeg, Here, in dit nie. Dat ons somme vir onsself nou dorings in die vlees gee. Maar Here, wat U vir ons ook toelaat, Here, laat dit so wees. Nou, ek weet nie wat dit is nie, Here. Hier's mense wat hier saam met my sit. Hier's mense wat na hierdie woord luister. Maar wat daar ook al is, Here, of dit nou jou kind is vanmôre wat in swakheid vasgevang is, dit beteken nie jou kind moet daar bly nie, sodat dit nou jou doring in jou vlees bly nie. Here, daar's goed wat ons kan aanspreek, en daar kan dorings in die vlees wees, waarvan ons kan vrykom, verlos kan kom. Here, dit Here, en ek roep hierdie mensies wat vasgevang is vanmôre onder die mag en die beheer van sonde, dat U hulle sal vrymaak. Maar Vader, ek wil eintlik praat oor die geestelike, die bekommernisse, die worries wat mense het, die onsekerheid, die ongeloof wat mense, die twyfel, die angs, die vrees, hierdie goed wat mense het, daai is dorings in die vlees wat nie daar hoort nie. Vader, ek wil bid, wat U ook al doen, dat ons tevrede sal wees in alles. Here, ons bid U. Ons sal nou vanmôre maar sê, soos Paulus sê, en glo wat U vir ons sê, soos wat U vir Paulus gesê het, my genade is vir julle genoeg. Here Jesus, baie dankie vir genade, want dit is eintlik net die genade wat ons gered kan hou, in Jesus Christus naam. Amen.